vir die voorreg wat ons het om vandag hier by mekaar te kom. Liewe Heer, dis vir ons 'n spesiale dag. Elke Sabbat vandag is nog meer spesiaal. Wees saam met ons, dat ons U naam sal verheerlik in alles wat ons doen. Amen. Vanoggend se sangdiens se eerste liedjie is spesiaal vir Hans. Lied nommer 223, dit is sy gunsteling, as ons wandel met God. Lied nummer 313, nader, steeds nader. Amen.
Dit is Melinda se gunsteling op 'n heuwel daar ver. afsluit met lied nommer 309. Anton was onseker oor wat sy gunsteling is, so ons het Daniel namens hom besluit nommer 309.
situasie was, waar dit voel of jy moet opgee, daar is nie tyd vir alles nie. Daar is soveel uitdagings, en dan kry jy daai rustigheid. Daai totale vrede, wat jy nie weet waar vandaan dit kom nie. Mag ons elkeen dit beleef. Dis wat God van ons verwag, as ons vir hom wag. Vir ons Sabbatskool, voordat ons begin, kom ons kniel saam in 'n gebed. Dankie, liewe Heer, vir die voorreg wat ons het, om te weet, ons stap 'n pad saam met U, dat U ons lei, ons rig, en ons altyd nader aan U probeer kry. Help ons om dit te onthou, en dat ons daai rustigheid van U nabyheid kan beleef. Wees saam met ons gedurende die res van die dag se verrigtinge, en help ons om U altyd eerste te plaas. Amen. Vir die van julle wat ek nog nie gegroet het nie, weer eens welkom. Welkom aan almal vandag. Voordat ons dankie sê vir die seëning offergawe, is daar enige spesiale versoeke? Ons gaan vir Simeon opdra in gebed. Klein seentjie wat nou al meer in die hospitaal was as wat enige van ons dalk al was. En hy word vandag weer ontstaan en kom vandag terug huis toe. Enige ander versoeke? Gina het gevra ons net dink aan Polisie Stadion van der Veen. Hy het velkanker, hy is vandag saam met sy vrou, hy is in die hospitaal in Pretoria om toetse en goeders uitslae te kry, dra hom maar net in gebed toe. Baie dankie. En dan ons aan toe net aan die Here opdra, toe net in Johan se vrou. Kom ons kniel saam. Ekskuus dat ons nog enetjie. Ek kan Suster Ria ook, as dit is. Louise broer Pieter. Ekskuus, Louise broer? Pieter. Pieter. Kom ons kniel saam. Baie dankie, liewe Heer, vir die voorreg wat ons het om alles na U te bring. Liewe Heer, vanoggend dra ons heelwat mense wat gesondheidsprobleme het aan U op. Ons dink spesiaal aan Pieter, ons dink aan van Potties met kanker, ons dra vir Simeon aan U op. Die weer in ons dra ook vir Antoinette en Johan Beitel aan U op. U weet wat hulle uitdagings, U weet hulle hartseer en hulle pyn. Dra hulle elkeen aan U op. Ons dink ook aan Ria van Mollendorf. Wees saam met elkeen van hulle, ook van diegene wat ons nie nou van bewus is nie. Dra hulle in U hand. Liewe ons sê ook baie dankie vir die geldjies wat ons opgeneem het, dat dit gebruik kan word waar dit nodig is. Amen. Ons sê baie welkom aan Rankin en die helfte van sy gesin. Voel baie welkom by ons en ons is baie dankbaar om vandag julle in ons midde te hê. Ek gaan voor ek begin wil ek net ook dan net vra dat ons net ons oë sal sluit. Ons dierbare hemelse Vader, ons sê vanoggend baie dankie vir 'n wonderlike Sabbatdag wat U vir ons gegee het. Dankie dat dit 'n dag is wat U geskep het en dat dit nie net 'n gewone dag is wat ons vier nie. Dat ons deel van die skepping kan wees. 'n Spesiale dag waar ons kan afsluit van al ons weeklikse dinge en die dingetjies wat ons kwel en pla. En waar ons gedagtes net op U kan rig. En ons wil vanoggend vra dat U in ons midde sal inkom
en dat U elkeen van ons harte sal aanraak. In alles wat vandag sal gebeur, daar waar die doop plaas gaan vind, dat ons elkeen weer opnuut ons besluit vir U sal maak, en dat ons hierdie laaste rukkie ons pad suiwer sal hou. Here, U is goed vir ons, U sorg vir ons elke dag, en U dra ons deur elke dag. Ons sê dankie vir U goedheid en U genade oor ons. Amen. Goed, ek gaan vir ons weer 'n paar goedjies lees, en dan ietsie sing wat gepas is, wat tot my hart gespreek het. En gisterand toe ons teruggekom het by die huis, ons was seker so 5 minute by die huis, toe gaan die Plaaswag radio af, toe te hulp nodig, en in ons dorp is daar 'n plakkerskamp, wat ons nie kan uitkry nie. Maar hy het nou al 2 keer gebrand, want hulle bou mos so in mekaar, en soos hy brand, en die wind het vreeslik gewaai gisterand, en ek en Marchant het toe uitgery net om te gaan kyk, want daar het 'n klomp mense gaan help, en die brandweer is daar. En daai wind het fisies deur daai hele kamp gegaan, en elke huis wat daar is, afgebrand. Ek weet ons soek hom nie daar nie, want dit is 'n seer oog in ons dorp, maar skielik kom daai vraag by my op, is almal uit gewees terwyl die plek gebrand het? Daar is siele daar binnekant. En vanoggend toe ons daar verbyry en ons sien hierdie swart massa, toe sit ek en wonder, wat het daai mensies saam met hulle gevat? Hulle het seker net die klere wat hulle aangehad het gestrand. En toe besef ek, hoe goed is die Here vir ons elke dag. Ons het beskerming wat ons het, wat baie mense nie het, wat nie die Here ken nie. Ons het 'n anker waaraan ons vashou. En daar is so baie wat nie van Jesus weet nie. En dis hoekom ek hierdie stukkie vir ons neergeskryf het. Jesaja 46 vers 4 sê, ook tot julle ouderdom toe is ek dieselfde, en tot julle grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, en ek sal bly dra. Ja, ek sal julle opneem en red. Ouderdom bring sy eie uitdagings, maar vir God maak ons jare nie saak nie. Hy is dieselfde in ons jeug, ons volwasse jare, en selfs in ons grysheid. Sy arms word nie moeg nie. Sy liefde verslap nie. Soos 'n oupa wat sy kleinkind op die rug dra, so dra God ons, met sagte sorg, met krag en met trou. Wat is troos? Jesus Christus is gister en vandag dieselfde. En tot in ewigheid, die een wat ons gedra het, sal ons steeds dra, tot aan die einde toe. Mag jy vandag voel hoe die Here jou dra, as jy siek is, moedeloos, of eensaam is. Onthou, God bly altyd dieselfde, tot in jou grysheid sal hy ons dra. En ek gaan vir ons hierdie lied, pragtige lied sing. Ons het vanoggend 'n paar liede al gesing, wat op my lysie is, so ek sal hulle dalk 'n bietjie verander. Kom en vertel my van Jesus.
Bring weer die dierbare tijden, liefste op aarde gehoord. Wie van u hou van musiek? Van goeie musiek, ja. Ek het juist die tweede versie stil gebly, dat kan hoor hoe mooi is die musiek, die viool. Saam met hierdie groep wat nou daar in is hulle is vreeslik talentvol, as twee meisies, jong meisies wat enige instrument kan speel, onder andere 'n fluit en 'n viool en gitaar en enige ding, maar die presiesheid van die viool is iets onbeskryflik. Dit is so 'n mooi instrument wat eintlik min bespeel word. Is ook 'n moeilike instrument. Die Satan is 'n leenaar en 'n meesterlike bedrieër. Maar sy uurglas van die leuen is bykans leeg. God is besig om sy oes bymekaar te maak. Elke mens gaan deur 'n toets van gehoorsaamheid en getrouheid. Die een vraag wat van jou gevra gaan word is, ken jy my? En Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar, en in hom is die waarheid nie. Ons het dit al so baie gehoor, 1 Johannes 2 vers 4. En hoe goed is dit om 'n anker in ons lewens te hê? Daar is so baie daar buite wat dit nie het nie.
Ek sing vir ons hierdie lied, Beautiful Saviour. Beautiful Saviour, King of creation, Son of God, and Son of man. Truly I'd love thee, truly I'd serve thee, light of my soul, my joy, my crown. Fair is the sunshine, fair is the moonlight, bright the sparkling stars on high. Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels in the sky. Beautiful Saviour, Lord of the nations, Son of God, and Son of man. Glory and honor, praise, adoration, now and forevermore be thine. Baie van die Here se kinders beland in so 'n donker, moedverlore toestand. Elia het daar beland. Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug. 'n Dagreis ver die woestyn ingegaan, onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. En dit staan in 1 Korintiërs 19 vers 3 en 4. Nou baie van hierdie goed wat ek vanoggend sê, vereenselwig ek myself mee. Want ons dink ons is baie sterk totdat die uitdaging daar kom. En dan voel jy maar jy is nie so sterk soos wat jy gedink het nie. En dan besef ek dat ek die Here nie in my probleem ingevat het nie. En dis hoekom ons al hierdie voorbeelde het. Josua het in so 'n moedeloosheid beland na Israel se neerlaag teen Ai. Die volk se moed is gebreek en Josua het sy klere geskeur en tot die aand toe met sy gesig in die grond gelê. Hy het gesê, ag Here, waarom? Dit staan in Josua 7 vers 6 en 7. Job het so gevoel, my hele lewe walg my. Daarom wil ek aan my klag vrye teels gee en in my bitterheid praat. Vind u dit goed om my te laat swaar kry? Job 10 vers 1 en 3. Dawid het meer as een keer so gevoel. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Psalm 42 vers 6. Elke keer het God hulle noodkreet geantwoord en hulle in oorwinning en blydskap uitgelei. Ons leef in Christus en die Heilige Gees maak hom ons veilige rots en sterke verlosser. In hom is ons naby God. Geen probleem wat ons kan tref is vir God te groot nie, want hy is almagtig.
Hy hef jou hart op. Glo weer en loof God. Ons moet nie laat ons probleme ons weghou van die Here nie. Dis juist daar waar ons die Here die nodigste het. Slegs hulle wat God met hulle hele hart soek, sal hom vind, ongeag hoe ongewild die waarheid mag wees. En as jy Jesus gevind het, het jy die belangrikste wat jy in die hele wêreld nodig het gevind. Vrede, vergifnis, 'n nuwe hart, nuwe ideale en die versekering van die ewige lewe.
wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life, words of life, beauty, teach me faith and duty, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sinnerless to the loving God, wonderful words of life. All so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Sinnerless to the loving call, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctify us forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of Moenie toelaat dat die duiwel 'n skaduwee oor jou pad gooi nie. 1 Johannes 4 vers 4. Hy wat in julle is sterker as hy wat in die wêreld is. Jesus het reeds die oorwinning behaal. Hy noem jou 'n kind van God. Leef dan as kinders van die wat oorwinning behaal. Leef as kinders van die allerhoogste koning van die heelal. Leef oorwinnend. Leef met die diepe bewustheid dat hy elke oomblik van die dag by jou is. Kweek sy teenwoordigheid in jou lewe aan. Dis iets wat ons moet leer. Ons is almal besige manne en vroue elke dag, maar ons moet dit in ons inwerk, dat die Here met ons is, dat ons nie die pad alleen stap nie. Baie dinge gaan anderster gebeur as ons dit so nader. Ek sing vir ons hierdie lied oor liefde wat my staande hou. My staande hou, die
lig wat altyd helder skyn, my floue flikker liggie val, geleende lig sal immer kwyn, totdat dit in die glans verdwyn, wat hy die hemel straal. Vrede wat my vind in pyn, vir U ontsluit ek heel my hart, die wolke laat die boog verskyn, belofte dat as nag verdwyn, kom dag breek sonder God stuur sy Seun Jesus Christus na hierdie aarde. God is menslike vlees en bloed. Op die liefde van God, om die liefde van God te demonstreer. Daar is nie net 'n stem wat spreek nie. Nee, dit is Immanuel, God met ons. Teenwoordig op die planeet wat in sonde vasgevang is. En God is tussen sy mense. Jesus weet wat dit is om honger en dors te wees. Hy voer ook 'n stryd teen die bose magte. Ervaar pyn en trane, beleef verwerping, sien die gevolge van die sonde en betaal die hoogste prys om my en jou uit die kloue van Satan te bevry. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die mens gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Is dit nie 'n ongelooflike belofte wat ons het? Dit maak nie saak wat gebeur nie. As ons Jesus het, het ons alles. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt, yonder on Calvary's mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Dark in the stain that we cannot hide, what can avail to wash
grace freely bestowed on all who believe, all who are longing to see His face. Will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our Amazing grace, how sweet the sound, grace that is greater than all our sound. God het 'n tyd en is in beheer van die heelal en die wêreldse gebeure. Sy plan vir die aarde en die mens was net goed en mooi. Maar 'n aardsvyand het alles kom deurmekaar krap. Elke ding wat verkeerd is, al die sonde, die pyn, die lyding en die dood, is die toedoen van die Satan. Maar God het 'n plan, 'n verlossingsplan, wat in plek was nog voor die aarde geskape is. Romeine 5 vers 6 sê vir ons, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Dit is die werk van God, die aarde waar ons woon, en oral sing sy handewerk, 'n loflied wonderskoon. Dit is die werk van God, en ek verlustig my in glas en dom en sierblou, sy hand het dit berei. Dit is die werk van God, o laat my steeds onthou, al kom die kwaad en skrik gewaad, my heerser bly getrou. Dit is die werk van God, daaraan kan ek getuig, die Here
Slegs as ons op hierdie aarde 'n nuwe begin, 'n wedergeboorte ondergaan, sal ons die voorreg hê om deel van die ewige nuwe begin te wees wanneer Jesus ons kom haal. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee, en ek sal wel almal nie ontslaap nie, maar ons sal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. En wanneer hierdie verganklikheid met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Is dit nie pragtige woorde nie? 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 54. 'n Nuwe begin wat ons nie mag mis nie en wat geen pen sal kan beskryf nie. En God sal al die trane afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid, geween en 'n moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. Openbaring 31 vers 4. Nou dit klink vir my na 'n nuwe begin van al die eeue. Dit klink vir my soos iets waarvan ek gedroom het en gehoor het as 'n klein seentjie. En as ons kyk na hoe die wêreld besig is om na 'n kant toe te gaan, lyk dit vir my dat dit nie meer lank gaan wees voor die Here kom nie. En ek wil graag daar wees, en ek glo elkeen van u wat hier sit vanoggend wil ook daar wees. En ek gaan vir ons hierdie lied mee afsluit. The Savior is waiting. Luister na hom en as hy met u praat soos hy met my gepraat het, maak reg met die Here. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to him? Time after time he has waited before, and now he's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. Time